Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Landi Slatter sluit by ons aan. Goeiemôre Landi. Môre julle. Môre. Landi, ons begin by minister Gayton Kenzie. Ja, so 'n rapport het gister 'n eksklusiewe berig gedra dat die Departement van Sport, Kuns en Kultuur se reis na die sokker wêreldbeker tussen 14 en 19 miljoen rand gaan kos. En dit het nou aan die lig gekom in 'n parlementêre vraag en antwoord van 'n DALP, Lea Potgieter. Sy het daaroor gevra en toe moes hy nou uiteraard antwoord. En dit is nou om 'n klomp mense te vat. Dit is sangers, kunstenaars, sokkerlegendes en natuurlik nou 'n afvaardiging van die regering ook, nee. Wat nou na Mexiko toe moet reis en dan ook Kanada en Amerika, want dit is nie net wat dit in Mexiko wat dit aangebied word nie. En jy weet, ek dink ek het hier 'n uiteensetting vir myself neergeskryf en ek wil dit graag vir julle lees. Dit is 4.7 miljoen rand vir amptelike reise en reisverwante uitgawes, 2.5 miljoen rand vir uitgawes soos verblyf en vervoer en 9.6 miljoen rand vir aktiwiteite verbonde aan die toernooi. So jy weet, dit is 'n reusagtige bedrag, nee. En dan is daar nou nog die kwessie van die wenners van die Lucky Fans kompetisie. En daar's ook 'n klomp joernaliste en mediahandelsvennote wat ook genooi is om saam te gaan. En toe hy daaroor gevra is spesifiek oor die Lucky Fans kompetisie, toe sê hy okay, nee, die totaal is nou, jy weet, 19 miljoen rand. En hy sê toe dit sluit onder meer in amper 7 miljoen vir Bafana legendes om in 'n tipe van 'n voorwedstryd teen 'n span van Mexiko te speel. En jy weet, hy verdedig nogal sy posisie. Hy sê hy is die minister van Sport, Kuns en Kultuur en dit gaan nie net oor sport nie, dit gaan nie net oor sokker nie. Ons gaan ook sing en daar's hierdie ondersteunersparke en ons kunstenaars gaan optree en dit is sy besluit en hy volstaan daarbey. So, ek het 'n paar vrae wat ek aan die minister sou wou vra, is hoe kies hy die mense wat moet gaan? Okay. Een, is dit, as hy vir my kan sê, dit is 'n economical investment, verstaan, hierdie mense gaan, iemand in die buiteland gaan hulle raak sien, ons sangers en hulle gaan hulle boek of hulle gaan ewe skielik meer hiernatoe kom. Okay, goed. So ek het gaan kyk na die kunste en op hierdie stadium is daar groot geveg met hom oor kunste ook, oor geld te beloof het aan die kunste wat nooit nog by die kunstefeeste uitgekom het nie. Presies. Nou het ek gaan kyk na die kunste en dit klink klein, maar die kunste dra by tot 4% van die GDP. Verstaan, skep 1.6 miljoen werke 'n jaar. Ja. Maar tog voel dit asof die kunste afgeskeep word. Ek het nie 'n probleem met die feit dat daar 'n afvaardiging moet gaan na die wêreldbeker toe nie. Ek het 'n probleem met die enorme bedrag as jy kyk waar ons land is ekonomies en hoe mense sukkel, dan het ek 'n paar vrae oor, is dit nodig om so baie mense te stuur? Hoekom hierdie mense en wat kry Suid-Afrikaners met wie se belastinggeld jy gaan terug? Ja, dis die ding. Ek dink, jy weet, sy motivering is so half die ander lande word verteenwoordig op die verhoor, daar gaan ander kunstenaars optree, almal stuur hulle beste kunstenaars, sê hy. So hy voel dit moet nie selfde wees vir ons. Ons kan nie, jy weet, afsteek op 'n internasionale verhoog nie ensovoorts. En ek dink ook, dis soos jy sê, niemand het 'n probleem daarmee om 'n afvaardiging of ek het nie 'n probleem daarmee om 'n afvaardiging te stuur en te gaan verteenwoordig en soos hy sê byvoorbeeld nou ook om kostes nou 'n bietjie te verlaag, jy weet, hulle stuur minder mense as gewoonlik. Betway betaal, die dobbelmaatskappy betaal byvoorbeeld vir die joernaliste en die mediahandelsvennote. Maar toe rapport byvoorbeeld vir Betway vra daaroor, toe sê hulle kan ons 'n bietjie meer besonderhede kry en toe antwoord hulle nooit weer nie. So jy weet, dit lyk so 'n bietjie snaaks, ons weet nie so lekker dalk wat daar gaan uitkom nie. So ek dink dit is 'n baie geldige vraag, Jennifer, hoeveel, hy sê dis reeds minder as gewoonlik, want jy weet, dis mense wat na 3 lande toe moet reis, dis ter miljoene rande, en soos jy nou sê, daar's nog steeds onopgeloste kwessies met veral Afrikaanse kunstefeeste, waarvoor daar geld beloof is verlede jaar, wat nooit betaal is nie. Daar moes net nou die dag 'n vergadering plaasvind en dit lyk nie asof hy opgedaag daarvoor nie. Ja, is dit regtig die beste manier om soveel miljoene rande te spandeer? Ja. Is uiteindelik die retoriese vraag. Nee, dis die vraag. Wat ons wonder of dit ooit beantwoord sal word. Natuurlik. Kom ons gaan oor na 'n ander interessante retoriese vraag en dit is dit 'n goeie idee om die groen idees ongeldig te laat verklaar in ons stryd teen onwettige immigrasieaktiwiteite?
Ja, so president Ramaphosa het nou gister aan die land toegespreek om 6:00 en hy het nogal 6:00 begin. Dit was nogal vir my opmerklik. Daarvan uit die Unie gebou oor ons land se onwettige immigrasiekrisis. Ons weet die afgelope 2 maande veral, dis nou al lankal, nee, ons sukkel om van die vroeë 2000s af, veral met xenofobiese aanvalle. Maar die afgelope 2 maande is baie erg. Met die optogte En daar's, ekskuus julle, ag net 'n ja, maar met 'n paar in keel, ekskuus. ja. En jy weet ons gesinne wat vlug met net hulle besittings terug na hulle geboortelande toe. Ons weet Ghana het byvoorbeeld van hulle burgers al kom al wil ek amper sê. Dit ons sprake van Nigerië, Mosambiekers ook mense is terug Malawi toe hierdie naweek. En hy het nou gesê ek dink is merkwaardig dat hy daaroor gepraat het in die eerste plek, want ek het 2 weke gelede maandag hier gesit en toe sê ons vir mekaar Ramaphosa sê niks. So hy het nou iets gesê en hy het erken ons het probleme. Ons het probleme by die grense, ons het probleme in terme van adminstelsels en wetstoepassing ensovoorts. So dit is goed. Maar nou staan daar byvoorbeeld voor ons moet die groen ID-boekies ongeldig laat verklaar. Hulle sal 'n datum aankondig in daardie verband. Ek het die idee gekry dat dit nie 'n lang termynplan is nie, dat dit eerder 'n medium termyn tipe plan sal wees. En dan wil hulle biometriese data van elke Suid-Afrikaner en immigrant hê. Met ander woorde, hulle wil tegnologie gebruik. Ja. En ook 'n groot klem op tegnologie om ons grense te beveilig. Hy het dit nie spesifiek genoem nie, maar ek weet minister Leon Schreiber praat nogal gereeld van hommeltuie veral op grense, jy weet en om tegnologie regtig te gebruik in daardie verband. Jy weet maar nou is die vraag ook is dit nie goed wat in 'n geval of jy weet moet gebeur nie. Is hierdie nou 'n merkwaardige aankondiging of is dit eintlik net 'n bietjie te laat? Moes ons al lankal iets daaroor gesê het. En hy het ook gesê ons gaan jy weet howe tot stand bring wat net hierdie tipe sake gaan aanhoor. En dan gaan deporteer, maar dit is goed wat in elk geval moet gebeur. Ons moet weet wie's in die land. Ons moet weet hoekom is hulle hier, vir hoe lank gaan hulle hier wees, wat kom doen hulle hier, werk hulle, het hulle permitte, wat is die geval. En dis 'n reusagtige maatskaplike ding hierdie ook, nê. Baie buitelanders dink ek word regtig uitgebuit. Ja. Of dit is nie net iets wat ek dink nie, dit is 'n feit. Ja. Want hulle werk vir min geld en in slegte omstandighede dikwels. Ja. So besighede, jy weet hulle sê ook nou gaan kwaai beboet word en mense gaan selfs tronk toe gestuur word in daardie verband. Maar dit is iets wat mense nogal regtig bietjie op jou senuwees maak. March for March is die organisasie wat baie van die optogte lei. En hulle het gesê teen 30 Junie moet alle onwettige immigrante uit die land uit. Dis hulle spertyd. Anders dreig hulle met 'n nasionale stilstand. En ek bedoel ons almal daar's geen manier dat dit ooit sal gebeur teen 30 Junie nie. Nee, so ek dink ons hou so 'n bietjie asem op in daardie verband, jy weet wat lê dalk vir ons voor en ja, Ramaphosa het vir my so half, ek weet nie hoe dit vir julle gelyk nie, hy het vir my so half bietjie moeg en aan die einde van die toespraak amper 'n bietjie geïrriteerd gelyk. Hy was so half, ons het al groter probleme gehad in Suid-Afrika, ons sal hierdie oplos. Jy weet ons gaan saamwerk met ander Afrika lande en dis nou 'n soort van dit. Ja, Ek wens hy kan 'n bietjie strenger en meer daadwerklik saamwerk met sy buurland en as hy by Mnangagwa gaan braai, vir hom sê, hoorie, kan jy dalk asseblief die omstandighede in jou land meer gunstig maak vir jou mense wat in my land werk soek desperaat om te kan terugkom, want nou in ons eie land word dit al hoe moeiliker vir buitelanders om te kan werk en vir hulle mense te kan geld terugstuur na hulle eie land, maar in hulle eie land is dit nog net 10 keer erger. So my hart bloei regtig vir daai mense wat in die middel van dit alles staan. Absoluut, hulle word getuister, aangeval, aangerand, verjaag. Dit is 'n geweldige slegte situasie. Sjoe, okay, kom ons praat oor die staat wil jou motorlisensie duurder maak om vir die padfonds te betaal. Ja, so die departement van vervoer kyk nou daarna om 'n heffing op jou lisensieskyfie wanneer jy hom nou gaan hernie elke 5 jaar, nê? Om dalk daar 'n heffing by te voeg om te help om die padongelukkefonds te befonds. Is dit jou lisensiekaart vir jou kar wat elke jaarliks of vir jou lisensie waarmee jy bestuur, waarop kom jy heffing?
dit is op jaarliks, as kies dis die Jaarliks, jaarlikse een, okay, die skyfie, as kies jy's reg. So ons weet nog nie hoeveel hulle wil vra nie. Ons weet dis in die pipeline, hulle gesels daaroor, maar ek bedoel, as jy het, gaan hernie elke jaar afhangend nou van watter kar jy bestuur en waar jy bly, dis just 400 tot 650, sê maar R700 in baie gevalle. Ons weet nie hoeveel hulle wil vra nie, maar dit is nou alles benewens die heffing wat op brandstof gevra word, nê. En daardie heffing is in hierdie stadium R2.25 per liter brandstof wat jy ingooi, gaan na die padongelukkefonds toe. Ja. En een van die groot redes hiervoor is elektriese motors. So alhoewel daar nog steeds nie so baie in Suid-Afrika is vergeleke met gewone motors nie. Gooi die mense obviously nie brandstof in nie, nee. Maar hulle word nog steeds gedek sou die bestuurder of die passasier in 'n ongeluk wees deur die padongelukkefonds. Maar hulle betaal nie die heffing nie. So daar's nou nog 'n manier om dalk 'n bietjie daar geld te maak. Maar of nie geld te maak, dis nodige geld. Ons weet dit gaan baie sleg met die padongelukkefonds. Die raad is ontbind. Ja, so ek wil sê dit gaan sleg met die padongelukkefonds as gevolg van bestuur. Nie dat hulle min geld het nie. Ek hoor van Collins Letswala, hulle voormalige CEO, daar's nou 'n lasbrief uit omdat hy nie voor die komitee verskyn het nie. Hierdie is iemand wat die meeste betaal het aan leiwagte wat glad nie goedgekeur is nie en steeds loop hy net vrylik daar buite rond. Ek hoor wat sy sê van die elektriese voertuie. Ek was nou geïnteresseerd want hulle praat net in die artikel van 135% meer wat dit is. Maar gaan kyk na die syfers, dan kyk jy in 2023 dink ek, is daar 190.000 gewone karre gekoop. As ons kyk na elektriese voertuie, praat ons van 400. So hulle praat van die algehele hoeveelheid elektriese voertuie in die land staan nog steeds iewers tussen R3.500 en R5.000. So dit is vir my net 'n verskoning om nog geld te kry. Kyk nou hoe word die padongelukfonds bestuur op hierdie stadium eerder as om net te gaan, hier's nog heffings vir iemand. Dis absoluut 'n wanbestuur. Dis regtig en ek oordryf nie as ek dit sê nie, dis chaos daar. Dis regtig, dit is chaos. Kantore wat jy weet ek weet van prokureurs wat wil gaan sake skik ensovoorts en dan sal letterlik een tuinstoel jy weet in 'n boardroom tipe vertrek waar mense nou moet sit en iets moet bespreek. Met hulle meubels word opgeskryf elke kort. Dit is regtig, soos jy nou sê, dit sou hulle word strafregtelik vervolg omdat hy net eenvoudig weier om verskoor te verskyn. Dit is regtig dit gaan nie goed nie. Ek het gesien teen einde verlede jaar is daar so 4.500 battery elektriese voertuie en 4.800 hibriede elektriese motors geregistreer in Suid-Afrika, maar dit is aansienlik minder soos jy sê. As jy weet, in vergelyking met normale karre, gewone karre. Kom ons sluit af met 'n abnormale skaap van die moordenaars Karoo. Was eers Rika, maar na hulle hom geskeer het, haar geskeer het, kom hulle agter dis Rico. En hy staan op die podium van die wêreld se swaarste pelsjasse of woljasse, 'n totaal van 30 kg wat hulle vir hom afgeskeer het. En hy is 'n held want hy het oorleef op sy eie in die moordenaars Karoo deur COVID, terwyl ons self met ander goed besig gehou het en geworry het hierdie man met 'n 30 kg woljas daar rondgeloop. Vir 7 jaar lank, deur, soos ek nou sê, deur droogte. So dis die boere is Maritjie en Neil. En hulle buurman bel hulle toe, want daar's blykbaar vir lank nie geboer op die plaas nie. En toe sê hy, hoor, hier is die Irisie skaap, sal julle na hom kan kyk, want hulle boer met skape. En jy weet, hulle spot en sê het gelyk soos 'n wolwurm, en ek dink dit is nogal 'n goeie beskrywing. En hulle het 'n spesiale skeerspan laat kom om hom te skeer met die hand, want hy's nie gewoond aan geluide en masjiene en so nie. En dit het 29 minute gevat. En ek weet nie veel van skaapskeer nie, maar ek was een keer by 'n Nampo. En ek het 'n skaapskeer kompetisie gekyk en dit was chop. So 29 minute voel vir my. Jy weet, dit is nogal ernstig. So dit er nou hierdie pragtige hoeveelheid wol. Dis regtig mooi as jy dit nogal sien en dit is blykbaar baie goeie kwaliteit ook. Na die Parel gestuur, na Gerber & Co, saam met die Nasionale Wolkwekersvereniging om iets mooi te laat maak. En toe maak hulle hierdie ding wat jy op 'n muur kan hang wat 'n Karoo koppie uitbeeld en dan wil dit nou gebruik om geld in te samel vir landboustudies. Ag, dis van studente. Ja, so Ja. dis sommer net so 'n lekker storie, ja. Landi, ek wil net vinnig afsluit gehou met ProNitro. As jy van ProNitro hou, het ons vir jou slegte nuus volgend. Luister, die resep het verander en mense haat dit.
Hulle haat dit. Ek het dit nog nie self geëet die nuwe resep nie, maar ek hoor anekdoties ook vanuit die Groot FM kantore dat dit die tekstuur is soos sement. Die woorde was dit is soos sement. Peer is vreeslik ontsteld want Peer sê hy kan nie meer brou nitro eet nie. Hulle beveel letterlik aan jy moet dit met 'n elektriese handmenger meng. Dis nie iets wat mense net sê nie, dis iets wat hulle sê. So Ja. die resep is verander omdat die produksieproses blykbaar net te duur geword het en die masjiene waarmee hulle die pap gemaak het is moeilik om te herstel en toe moes hulle nuwe tegnologie Toe inbring. moes hulle sementtrokke inbring. Wel, dit kom so voor. So mense het verskriklik gekla daaroor en einde April het hulle letterlik jammer gesê, ja, Mzansi, we're sorry, we're working to improve, jy weet. En toe nou begin verwyder hulle dit van die rakke af. So hopelik kan hulle sê hulle werk nou aan 'n verbeterde resep. Maar nog steeds, hulle het net gesê jy moet nou maar weet, ons gaan nooit weer terug na die ou resepte nie. Nee, en al die tekstuurkwessies gaan ook nie opgelos word nie. Hulle sê dit ook plaktaan. So ek weet nie wat voorspel dit nie, maar die bietjie melk, meng met die lepeltjie bietjie melk, ek dink nie dit gaan meer. Nee, gaan maar vir jou opsie weer moet kry. In die toekoms. Kyk, hoe kan jy Suid-Afrikaners kwaad maak? Praat Luister, né? ek sê dit. Landie, baie dankie vir die saamgestel vanoggend. Dankie julle. Dit is Landie Snatter, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.